kan en sal herstel. Deur Aaron Thiel. Hoofstuk 8. Wen sonder 'n woord. Het jy al ooit gewonder wat jy moet doen wanneer jou man dinge doen wat jou bekommer, of selfs dinge doen wat teen God se woord is? Ons eerste instink is dikwels om iets te sê, om hom te waarsku, te probeer oortuig, te konfronteer of te probeer verander. Maar hoofstuk 8 leer ons iets baie anders. Neem dit eers na God. God se woord sê dat 'n man wat ongehoorsaam is, sonder 'n woord gewen kan word deur die eerbiedige en respekvolle gedrag van sy vrou. Dit beteken nie dat jy jou bekommernisse moet onderdruk nie. Dit beteken dat jy moet leer om dit eerste met God te deel. Praat met God oor jou vrese. Praat met hom oor jou man. Soek sy wysheid in sy woord en vertrou hom om te doen wat jy self nie kan doen nie. Kom uit jou man se pad. Jy is nie sy Heilige Gees nie. Jy is nie verantwoordelik om sy hart te verander nie. God is. Wanneer ons probeer om ons mans te beheer, te ondervra, te waarsku of voortdurend op hulle foute te wys, kan ons eintlik in God se pad staan. In plaas daarvan, bid. En wanneer jou man jou seermaak, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. God sê, oorwin die kwaad met die goeie. Kies 'n sagte antwoord. Kies liefde. Kies vergifnis. Gee jou pyn aan God. En moenie jou man se sondes aan almal vertel nie. Wanneer jy niemand het om mee te praat nie, gaan na jou gebedskamer en stort jou hart voor God uit. Hy is die een wat jou man en jou situasie kan verander. Miskien vra jy, maar wat as ek niks kan verander nie? Jy is reg. Jy kan hom nie verander nie. Maar God kan. En daarom is jou eerste bediening jou eie huis, om God se liefde, respek en nederigheid daaruit te leef. So vandag, voordat jy iets vir jou man sê, praat eers met God. Laat gaan. Bid. Vertrou. En onthou. God hoef nie jou woorde te gebruik om jou man se hart te verander nie. Jy kan hom sonder 'n woord wen. Klik op die skakel in die beskrywing om die volledige hoofstuk te lees.